Hoofnuus vanaand, die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris hou voet by stuk oor beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Inflasie neig laer in Augustus, maar ekonome krap kop oor die monetêre beleidskomitee se rentekoersbesluit môre. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Suid-Afrika se strafregstelsel kan moontlik in duie stort as daar nie ingegryp word nie. So waarsku KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. Hy is die eerste getuie voor die kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel wat deur regter Mbuyiseni Madlanga gelei word. At the center of any functioning constitutional democracy is a well-functioning criminal justice system. If you subvert the criminal justice system, you subvert the rule of law. Die woorde van afgetrede regter Mbuyiseni Madlanga is getuienis tot die begin van die Madlanga-kommissie, wat beweringe van kriminaliteit, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek. Die beweringe is op 6 Julie deur Mkhwanazi by 'n mediakonferensie gemaak. In sy getuienis vandag het hy gesê dit dui op 'n waarskuwing dat die strafregstelsel ineen kan stort. I want to demonstrate that the criminal justice system has been subject to a continuous threat, as well as sabotage, which has been with us over an extended period, to a point where we believe it is at real risk of a total collapse if nothing is done. And I believe this commission will stand to play a very important role in order to help us to prevent this total collapse. Mkhwanazi het getuig dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens deur georganiseerde misdaadsyndikaate geïnfiltreer is. Hy het verwys na die moord van 'n ingenieur van Vereniging Armand Swarts, waarin 'n voormalige speurder, Michael Puletel, geïmpliseer word. Mkhwanazi het getuig Swart se moord, net soos talle ander, word verbind met die toekenning van tenders. There is a high level of connection between the accused or the suspects and senior officials within the police at the head office in the main within detective environment. Moreover, during the period of the incarceration and while on bail, the accused, who is a former police officer, a former detective, Michael Puletel, had made threats against the very same investigation team. Mkhwanazi het ook getuig oor die nou ontbinde KwaZulu-Natal se taakspan wat politieke moorde ondersoek het en oor die taakspan se suksessyfer met die inhegtenisname van beweerde lede van misdaadsyndikaate. Hy het ook getuig oor die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, wat gesê die taakspan dra niks by tot polisieering nie. The minister's conclusion of saying that the team does not any value in policing in South Africa was misplaced. It is my belief that perhaps, as I had said in the public in the very same month of January, that someone influenced the minister to do this. Intussen bevraagteken die MK-party wat hulle noem die oorhaastige sameroeping van die kommissie. Die party se dringende aansoek word môre in die Noord-Gautengse Hooggeregshof aangehoor. Die Konstitusionele Hof het uitspraak voorbehou in die saak van gemeenskappe langs die Willekeurs teen die oliemaatskappye Shell en Impact Africa Oil. Die hof sou betoog oor 2 dae aanhoor, maar die verrigtinge is gister afgesluit. Omgewingsorganisasies en die betrokke gemeenskappe voer aan dat die appelhof fouteer het in 'n bevel waar volgens Shell sy eksplorasiereg kan hernu. Die Konstitusionele Hof moet beslis of die appelhof se beslissing regverdig en billik was. Betoë is gelewer of behoorlike openbare deelname plaasgevind het toe die reg oorspronklik toegestaan is en of konsultasies tydens die hernuwingsproses voldoende sal wees om daardie vroeëre gaping te vul. Shell, Impact Africa Oil en die minister van minerale hulpbronne voer aan dat die wet, wanneer dit saam met die appelhof uitspraak geïnterpreteer word,
openbare deelname tydens die hernuwingsproses toelaat. If there is a possibility of crafting an order which says keep that investment intact and also vindicate the rights of the appellants, what would be the reason not to go ahead and do that? If the court's with me that Section 81 is wide enough to allow the court to make such an order, Justice Rogers' formulation would be sufficient. Aktiviste en die plaaslike vissergemeenskap het gister buite die hof betoog teen Shell se planne om olie en gas langs die Oos-Kaapse Willekeus te ontgin. If Shell is allowed to move ahead with its operations and undertake seismic surveys, of course that will have an impact on the community who live along the Wild Coast and have an impact on the marine life. Similarly though, if it happens the other way, then we would hope that the entire process is set aside, which is what we had requested at the High Court and which was given. As our advocate stated very clearly, that's really the process that the Constitutional Court should really process. Die gemeenskap is optimisties dat die uitspraak in hulle guns sal wees. 'n Inwoner van Boshoff in die Vrystaat het aansoek gedoen om 'n tussentydse hofbevel te bekom teen sy bure wat glo na sy vriende verwys deur die K-woord te gebruik. Morney Gans beweer dat die rassistiese voorvalle begin het met beskuldigings deur sy buurman dat hy sy hond vergiftig het, wat die huis minder veilig en 'n teiken vir inbrekers gemaak het. Hy sê hy vrees ook vir sy dogter se veiligheid, aangesien sy 'n swart ma het en die bure glo nie swart mense in hul straat wil hê nie. Morney Gans woon die afgelope 2 jaar in Boshoff. Hy sê hy word gedreig deur sy bure wat die K-woord vir sy vriende gebruik. Maar ons voel onveilig, want hoe voel jy loop in die pad en voorheen is jy nou al so gedreig en gerattel van die swart mense wat by jou huis kom, ons gaan hulle begin doodskiet. So ons voel net, dit is hoekom ek 'n protection order teen my gekry het. Gans sê hy vrees vir sy dogter se veiligheid, aangesien haar ma swart is en die dogter se niggies en neefs van die township haar gereeld besoek. Sy is 'n kosa. Sy kom hier met kinders baie keer en my kind se vriende wat in die skool is, daar's 'n ander blanke kind wat ook saam is, hulle 3 slaap hier, hulle slaap 'n hele klomp som hier by die ouma agter wat die juffrou is. Hulle swem daar en goed, daar's ander blanke kinders wat kom as sy gee nie, om haar kleinkinders kom ons daar, nou is hulle agter die kleinkinders. Van Gans se werknemers vrees ook vir hulle lewens. Hy het gesê, gaan ons lelik doodskiet, hy gaan ons sleg doodmaak as ons weer kan in die straat en sê, mami, hy gaan ons skiet, want die soek ons nie daar nie. Ja, hy het gesê, actually, dat hulle gaan ons skiet, wanneer ook al ons weer in die straat afloop, en ja, ons gaan doodgaan. We must not come there anymore. Gans se beskermingsbevel sal na verwagting Vrydag in die hof aangehoor word. Die bure wou nie kommentaar lewer nie. Israel het volgens berigte oornag die Al-Rantisi kinderhospitaal in Gaza stad herhaaldelik gebombardeer. Die helfte van die pasiënte en hulle gesinne het, soos honderde duisende Gaza stad inwoners, op die vlug geslaan. Intussen is 'n voorstel aan die kommissie van die Europese Unie voorgelê vir die gedeeltelike opskorting van Israel se voorkeurhandelstatus. Die mosie sou ook sanksies op Hamas-leiers en ekstremistiese Israeliese ministers hef, maar het tans onvoldoende steun vir aanvaarding. Israel het op die tweede dag van sy Gaza-stad grondaanval duisende inwoners deur middel van pamflette aangesê om die gebied te ontruim. Volgens die Israeliese weermag het hy reeds 150 teikens in Gaza-stad getref. Die Verenigde Nasies se kinderfonds UNICEF waarsku dat 26.000 Gaza-kinders behandel moet word vir akute wanvoeding. Meer as 10.000 van die kinders is in Gaza-stad. Daar's goeie en slegte nuus op die ekonomiese front met 'n verlaging in die VPI-syfer, maar Coca-Cola beplan afleggings. Bly ingeskakel. Transnet se belegging van 3,4 miljard rand in die Kaapstad se vraghouerterminaal is 'n reuse ekonomiese inspuiting vir die Wes-Kaap. Die entiteit het 'n vloot splinternuwe rubberband portaalkrane aangekoop wat die agterstand by die terminaal sal verminder en die doeltreffendheid sal verbeter.
Die Kaapstadse hawe-terminaal hanteer sowat 55% van die Wes-Kaapse landbouuitvoere na die res van die wêreld. Dis belangrik dat die terminaal optimaal funksioneer. 9 hyskrane is vandag in werking gestel. Hoopelik met die belegging met hierdie nuwe masjiene wat hulle nou gekry, sal dit help om dinge op te spoedig hier in hierdie hawe en die ekonomie in die stad en in die provinsie te groei. Transnet sê die nuwe hyskrane is deel van 'n reuse belegging oor die volgende paar jaar om hawens en spoornetwerke op standaard te kry. These new machines are going to improve cargo flows, allowing us to move more containers faster and more reliably, thus directly addressing some of our most pressing operational challenges while boosting our capacity to handle growing volumes. Vakbonde het ook die belegging verwelkom. Nuwe masjiene wat ons kry nou beteken baie vir ons. Is iets wat ons nou baie tyd gesoek na en hierdie gaan definitief ons jobs secure en is baie belangrik vir ons hier in Kaapstad. Vir ons werkers beteken dit baie want op die einde van die dag smag ons om op 'n masjien te werk wat reliable is en wat seker maak dat ek hou by die standaard wat daar van my verwag word. En ek dink dit sal ons mense net aanspoor om beter te perform op die einde van die dag. Nog 9 hyskrane sal later vanjaar in werking gestel word, waarna die laaste 10 later sal volg. Die stad Kaapstad sê hy het beslag gelê op 6 taksies wat die sluiting van taksiroetes in die gebied verontagsaam het. Roetes tussen Mfuleni en Somerset Wes, Khayelitsha en Somerset Wes en Nomzamo en Mfuleni is vir 30 dae gesluit. Dit is om oplossings te kry vir die dodelike taksiegeweld wat die gebied tuister. Intussen sê die Wes-Kaapse regering die taksiorganisasie Kodeta moet sy tyd en hulpbronne gebruik om geskille op te los, eerder as om te dreig om die howe te nader om die sluiting van die taksiroetes teen te staan. Taxipendelaars moes noodgedwonge van bus- en treindienste gebruik maak. Die provinsiale departement van vervoer sê dit was noodsaaklik om die roetes te sluit om lewens te red en veiligheid in die taxibedryf te verseker. If they want to approach court, they can approach court, but for me it's sad. Instead of investing more time in trying to find a solution, you're running to court. It just shows where your priorities lie. Your priorities should be actually about the commuters and the person and the people that actually sustain your livelihood. Now you're going to court instead of finding a solution because they are being inconvenienced. Instead of trying to resolve the inconvenience, you are running to court, and it just shows where people's priorities lie. Maar dit is die pendelaars wat die ergste geraak word. We feel very unsafe as the commuters of the taxis, you see, but we don't have a choice. This is our only option to use taxis, but it is unsafe. We don't feel safety because sometimes one day when we was coming at work in the morning, there was one that was shooted here, and then the taxi was gone, so it's not safe. COSATU sê die sluiting is nie goed vir werkers nie. COSATU is calling on the MSC to immediately review this ill-considered decision. We are calling for an urgent meeting of all relevant stakeholders, including COSATU, the taxi industry and labor unions. We need to present a comprehensive plan that addresses the concerns of commuters to ensure that we have reliable and affordable. Die strydende taksiverenigings Kodeta en Kata sê albei hulle is nog oop vir onderhandelinge om 'n vreedsame oplossing vir die voortsleepende dispuut oor roetes te vind. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. Die Noord-Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid in Kimberley het die voorlopige skorsing van die Solplaatjie munisipale bestuurder Tapelo Matlala verwelkom. Hy word beskuldig van korrupsie en wanadministrasie.
'n Sondagkoerant het hom betrek by korrupte transaksies en berig dat hy deur die kantoor van die openbare beskermer en ander wetstoepassingsagentskappe ondersoek word. Na 'n spesiale raadsvergadering gister is die Solplaatjie munisipale bestuurder Tapelo Maklatla op voorlopige skorsing geplaas. Die Noord-Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê dit moet nie as 'n politieke skuif gesien word nie, maar as 'n broodnodiging verandering vir die stad. Van besigheidskant af wil ons sê ons is baie happy dat die feit is daar is 'n suspension. Laat ons kyk wat gebeur, laat dit reg gedoen word en kom ons kyk wat is die pad vorentoe. Ons moet nou kyk vir die positiewe kant van dit. Ons moet dit nie sien as 'n negatief nie, ons moet dit sien as positief. Die stappe wat gevat is baie positief en die persoon wat nou inkom in sy plek as acting, moet ons ook seker maak dat daai persoon op die regte manier ingebring is en op die regte pad is vir Kimberley, vir die Noord-Kaap en vir die mense van die besigheid en die mense van Kimberley. Sommige inwoners is egter bekommerd oor hoe die stap dienslewering gaan beïnvloed. We are very much worried and concerned at the very same time as members of this community of Krasani Pap. There is nothing that we believe will ever take place within our community with this suspension. Op die oomblik wat hy nou by oomblik word gebetaal vir niet, hy kry vir niet geld. So ek dink is beter as hy loop en laat iemand anders in sy plek insit en laat die persoon wat in sy plek inkom die beloftes wat hy gemaak het vervul. So laat daai kan iets gebeur hierso. Van nou by oomblik hier gebeur niks nie. Maklatla is nie die eerste munisipale bestuurder wat geskort is weens druk van inwoners nie. Die munisipaliteit was voor sy aanstelling lank sonder 'n munisipale bestuurder. Intussen sê die raad die beweringe teen Maklatla word tans ondersoek. Suid-Afrika se verbruikersprysinflasie is 'n tree nader aan die Reserwebank se teiken nadat dit verlede maand met 0,2% afgeneem het. Voedsel en nie-alkoholiese drankies het hoofsaaklik die inflasiekoers laat daal tot 3,3%. Voedselprysinflasie het verlede maand gedaal tot 5,2%. Van 5,5% in Julie, gesteun deur laer groente, vrugte en neutpryse. Die prys van water, behuising en nutsuitgawes het egter gestyg as gevolg van duurder elektrisiteit, petroleumgas en ander brandstof. Vleispryse het ook die inflasiekoers hoër gedwing, hoofsaaklik te wyte aan faktore soos back and closure. We had a period of favorable rainfall which supported production conditions, and now we are starting to see a benefit of that big harvest. If you think about our grain production, it is up by plus 20%, just the harvest compared to last year, and we see encouraging numbers as well on the fruits and the vegetables. Volgens ekonome verbeter die daling van die verbruikersprysinflasie die kans dat die Reserwebank die rentekoers kan verlaag. Ons verwag dat daar mettertyd vir die Reserwebank ruimte gaan wees om rentekoerse verder te verlaag. Dit is egter ongelukkig baie moeilik om op hierdie stadium te voorspel presies wanneer die Reserwebank rentekoerse verder gaan verlaag. Dit is moontlik dat die Reserwebank 'n verdere 0,25% rentekoersverlaging kan aankondig hierdie week, maar ons verwagting is dat die Reserwebank dalk 'n bietjie gaan wag voordat hulle koerse verder sny. 'n Opname van die Ekonomiese Navorsingsbureau dui op 'n verwagte gemiddelde inflasiekoers van 3,8% vir jaar en 4,2% volgende jaar. Die Coca-Cola maatskappy in Suid-Afrika is besig met 'n herstruktureringsproses wat tot 680 werksverliese kan lei. Volgens 'n dokument wat die SAIK gesien het, word finansiële probleme as die hoofrede vir die afleggings aangevoer. Die maatskappy beplan ook om sy aanlegte in Bloemfontein en Oos-London te sluit. Coca-Cola sê hy onderneem om goeie skeidingspakkette aan die betrokke werkers te bied. Die Voedselwerkersvakbond FAO het egter die afleggings bevraagteken. Hy het Coca-Cola daarvan beskuldig dat hulle die vakbond ondermyn deur direk met werknemers te onderhandel. Die vakbond en die maatskappy vergader Vrydag met die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie oor die pad vorentoe. Nou tyd vir die markaanwysers soos om 8:00.
slotte, die Amerikaanse president Donald Trump en sy vrou Melania is in Brittanje vir 'n tweede geskiedkundige staatsbesoek. Trump, wat 'n selferkende aanhanger van die Britse koninklikes is, was sigbaar beïndruk met die pragt en praal. Hy is die eerste verkose politikus wat al 2 keer deur 'n Britse monarg vir 'n staatsbesoek genooi is. Koning Charles het die Amerikaanse presidensiële paartjie verwelkom op Trump se geskiedkundige tweede staatsbesoek aan Brittanje. Die vorige keer is Trump deur die wyle koningin Elizabeth II ontvang. Die Amerikaanse president en sy vrou het behoorlik die koninklike rooi tapuitbehandeling ontvang. Dit het 'n koetsoptog ingesluit deur die terrein van die Windsor Kasteel met 1300 Britse soldate langs die roete. Daar was ook 'n geweersaluut, militêre verbyvlug en 'n oordadige banket. Ander lede van Brittanje se koninklike familie, soos koningin Camilla, prins William en prinses Kate, was ook daar om te groet. Volgens Brittanje is die militêre seremonie die grootste verwelkoming vir 'n staatsbesoek in die geskiedenis. Die seremonie val saam met belangrike diplomatieke gesprekke, terwyl die gissings en vrae oor Trump en die veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein se vriendskap steeds voortduur. Dis al waarvoor ons tyd het vanaand. 'n Lekker aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons hoë seeduinings langs die kuslyn van die Suidkus en die Ooskus en dan ook 'n 30% kans vir enkele buie wat kan voorkom in KwaZulu-Natal. Dit strek tot in Mpumalanga en oor die res van die land sal dit mooi weer wees, bewolk al langs die kuslyn van die land. Nou kyk ons na die toestande vir môre, brandgevaar wat uitgereik is en dit strek oor Noordwes, die noordelike helfte van die Vrystaat, rakelings aan die Noord-Kaap en dan ook oggendmiskolle al langs die kuslyn van die land en weer eens langs die Ooskus en die noordelike gedeeltes waar daar enkele buie kan voorkom. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng oornag in Pretoria. Dit sal 9 wees in Pretoria vanaand, 27 môre middag vir Bronkhorstspruit, Pretoria en Vereniging, sowel as Carletonville. Nou beweeg ons na die noorde toe in Limpopo, daar in Musina 31, Phalaborwa 30 grade Celsius en dan Bella Bella oornag 9, later 32 sal die maksimum môre middag wees. Die volgende provinsie is in Mpumalanga, 27 vir Mbombela, warm in Skukuza 32 en dan oornag koelerig in Standerton 7, later 27 die maksimum daar. Ons beweeg nou na KwaZulu-Natal, matiger temperature daar in Richards Bay 27, oornag in Kokstad 5, later 24 en dan sal dit koeler wees in die Oos-Kaap. Gqeberha se maksimum 20, Oos-London 19 en Willowmore oornag 1, later 17. Ook koel in Kaapstad môre, nou in die Wes-Kaap 8 oornag, 17 môre middag en so ook Mossel Bay se maksimum wat 17 sal wees. Die noorde van die land, nou in die Noord-Kaap, matige temperature in Appington 7, later 27, maar baie koud oornag in Sutherland -4 en die maksimum daar môre middag 19 grade Celsius. Terug in die binneland, nou is ons in die Vrystaat en daar oornag ook koud in Wepener